Ek wil begin met ons fotum. 'n Fotum is 'n oproep om te kon aanbid. Dit is waarom ons sê, waarom ons hier by mekaar is. En dan wil ek jou herinner dat ons aanbid God, wat altyd by ons is. In Psalm 121 sê dit, weet ek, kyk op na die berge, daar waar al hierdie sorge vandaan kom, daar waar die dinge is wat die hele tyd my wil in gevaar stel. En ek wonder, waar gaan my hulp vandaan kom? En dan kan ons met dankbaarheid vanoggend sê dat ons hulp kom van die Here. Die Here wat die hemel en die aarde geskep het, die Here wat van die begin af betrokke was by ons, en wat ons nooit sal laat gaan nie. En daarom groet ek jou ook in die naam van God ons Vader. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, sy Seun, wat sy lewe vir jou kom gee het, sodat jy kan vry wees. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees, wat juis vanoggend in ons harte beweeg, sodat jy hom kan aanbid, en uit dankbaarheid kan besef wat hy vir jou doen. Kom ons staan en ons aanbid die Here uit volle bors uit. Ons gee nie om wat die mense om ons dink oor hoe ons sing nie. Ons aanbid die Here. Kom ons dank hom. See
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, my King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Geliefdes, kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons U naam kan grootmaak en dat ons vir U kan sê halleluja. En dat ons die woorde wat ons nou gesing het, die dood is oorwin, U is die koning. Dit is ons belydenis vir oggend. En Here, as ons vir oggend hier saam is om uit die woord uit te lees en te leer, wil ek graag bid dat U deur die Gees ook die woord vir ons sal oopbreek. Dankie Here vir die voorreg wat ons kan hê om as gelowiges saam te wees, saam uit die woord uit te kan lees, saam te kan hoor, saam te kan aanbid. En dat ons vir U kan dankie sê dat U vir ons goed is. Dat ons uit dankbaarheid ook dit kan ontvang. Ons sê vir U daarvoor dankie. Kom Here en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Goeiemôre geliefdes, is my voorreg om vanoggend die woord te kan bedien en jy is welkom jou Bybel oop te maak by 1 Korintiërs 15. Ons is die afgelope klompie weke is ons besig nog met die geloofsbelijdenis en vandag staan ons stil by die tweede laaste artikel wat sê ek glo aan die opstanding van die vlees. En volgende week gaan ons dan stilstaan by en die ewige lewe. En ek hoop en vertrou dat die afgelope tyd vir jou ook tot opbou was en dat jy die geloofsbelijdenis wat ons mekaar saam opsê, dat dit nie maar net 'n rympie is wat ons opsê nie, maar dat ons eintlik ook verstaan wat ons dan ook opsê. En daarom is ons vanoggend dan juis ook by hierdie gedeelte wat sê ek glo aan die opstanding van die vlees. Nou, as ons by 1 Korintiërs 15 stilstaan, is dit eintlik een van die hoofstukke wat regtig baie praat oor die opstanding. As ons dan vra oor die vraag, wat beteken dit as ons sê ons glo in die opstanding van die vlees, dan is 1 Korintiërs 15 nogal 'n plek om by stil te staan. En ons hierdie gedeelte, en ek gaan 'n groot deel van die hoofstuk gaan ons bietjie by stil staan en lees. Ons gaan nie alles lees nie, maar ek gaan na van die dele verwys, maar mens sou kon begin deur te sê dat die eerste paar verse is eintlik Paulus se eerste belydenis. Net vir 'n oomblik moet ons onthou dat die briewe aan Korintiërs of wat Paulus geskryf het, onthou, Paulus was 18 maande lank in Korintiërs se gemeente wat hy goed geken het, lank daar tyd spandeer het. Hy's in Efese en hy skryf hierdie brief aan die gemeente, briewe aan Korintiërs, en waarskynlik is die briewe van Paulus is vroeër geskryf as die evangelies. Alhoewel dit in ons Bybels eerste wat ons evangelies het en die briewe van Paulus later is die briewe van Paulus geskryf voordat die evangelies ter boek gestel is. En daarom as Paulus eintlik hier skryf, is dit amper so, wil ek amper sê, so vars as wat dit kom, is hierdie belydenis wat hy skryf. En kom ons lees dan saam 1 Korintiërs 15 daarvan af vers 3. Wat sê, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas, dis Petrus, verskyn,
daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. So Paulus, in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sê die belydenis op van dat ek glo dat Jesus gekom het aarde toe volgens die skrifte, dat hy vir ons sondes gesterf het en dat hy opgestaan het volgens die skrifte, en dit is wat ons bely, en hy sê eintlik het dit sy hele lewe verander. En dan gaan hy verder om te sê, nie net Jesus aan hom verskyn nie, maar ook aan sy disippels verskyn, en aan al die ander mense verskyn, so dit is waar. En dan sê hy, eintlik moes hy nie eers aan my verskyn het nie, want ek is eintlik nie het werd nie. Ek het so baie eintlik aangejaag om die kerk te vervolg en alles, maar tog, uit God se genade het hy dit gedoen. En nou begin hy die vraag vra, maar wat beteken die opstanding dan? As ons dan sê dat Jesus het opgestaan, wat beteken dit? En dan kom dit eintlik om te vra, wat Paulus wil vra, watter hoop het ons? Wat beteken dit om in hoop te leef en hoop te hê? Want, geliefdes, op die ou einde sê dit wat ons sê oor die opstanding, wat ons hoop. Nou, Bybelse hoop is nie, soos ons in Afrikaans oor hoop praat nie. As jy in Afrikaans die woord hoop gebruik, is om te sê, ek hoop die blou bulle wen die Curriebeeker. Is dit dat die kans dat dit gaan gebeur, nie groot nie, maar jy wens dit gebeur. Nee, so dit is hoe ons die woord hoop gebruik. In Bybelse hoop is, ek weet dit is waar, ek weet dit is seker, en daarom rig ek my lewe daarvoor in. So, as Paulus dan sê, wat is die hoop wat ons in leef, dan sê hy die opstanding is die hoop wat ons leef, omdat dit gebeur het, dit waar is, en dit ook ons lewe inrig. So kom ons lees dan verder vers 12, as ons dan saam lees, 1 Korintiërs 15 vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos. En is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus, daarna by Christus se koms die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Tot sover net eers die skrifgedeelte. So Paulus sê, as ons nie met hoop leef nie, is ons eintlik maar, die woord wat hier gebruik, maar
die bejammerenswaardigste mense van alle mense. Hy sê, en as ons net fokus daarop, dat Christus net vir ons in hierdie lewe iets kan beteken, dan is ons ook eintlik, maar is dit eintlik baie jammer om so te leef, en leef ons nie eintlik nie. En nou sê hy, onthou, Christus is opgewek, en waarskynlik die mense wat in daardie tyd Jesus gehoor het, net soos ons daar kan sê, maar, ek weet daarom heeltemal of ek in die opstanding kan glo nie. Daar is mense wat sê, hulle kan nie in die opstanding glo nie, want dis nie wetenskaplik bewysbaar of so nie, maar Paulus kom en sê, dit is onomwonde 'n feit dat Jesus opgestaan het. En in daardie tyd het die Fariseërs en Sadduseërs nog om mekaar gestry. Kan dit wees? Ons weet op 'n stadium dat Jesus in 'n gesprek met die Fariseërs en die Sadduseërs praat, en dan sê die Sadduseërs het nie geglo dat daar 'n lewe na die dood gaan wees nie, en dat 'n opstanding gaan plaasvind, en die Fariseërs wel. Die Grieke en die Romeine in daardie tyd het gesê, hulle weet nie of daar 'n lewe na die dood is nie, en as daar een is, beteken ons liggame eintlik nie iets nie. So, dit net ons liggame hou eintlik met ons siele vas om eendag by God te wees. En nou kom Paulus en hy verklaar en sê, onthou, Jesus het liggaamlik opgestaan, en daarom as ons dit verklaar, dan sê ons glo in die opstanding van die vlees. En nie net Jesus se opstanding in die vlees nie, maar ook ons eie. En dan, bietjie verder die gedeelte wat ons nou nie lees nie, 'n paar verse aan, dan sê Paulus ook daarso, daar is mense wat nie met hierdie hoop leef nie, en daarom sal hulle ook amper sê wat vers 32 wil sê, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. So, daar's nie eintlik regtig sin in die lewe nie. So doen maar wat jy wil, soos jy wil, as jy nie in die opstanding glo nie. En dan kom hy by 'n verduideliking om te sê, maar wat is dit waaroor dit dan gaan? Om te sê dat Christus se lewe is vir ons 'n waarborg, hy gee ons 'n toekomsverwagting. Om vir ons te sê, hy is die een wat as ware die waarborg gee, is amper soos 'n kwitansie wat hy vir ons gee. As jy tog in 'n winkel ingaan en jy gaan koop iets, dan kry jy 'n kwitansie, en dan hou jy daai kwitansie solank dit nodig is om te bewys dat dit wat jy gekoop het joune is. Want as jy by 'n deur uitstap en jy het nie 'n kwitansie en iemand keer jou voor, kan jy nie sê, ja, ek het dit gekoop, dan sal hulle sê, waar is die bewys? Dan haal jy 'n kwitansie uit en sê, hier is die bewys dat ek gekoop het, dit is myne. Nou amper met daardie selfde beeld, dat sê Paulus dat Christus se sterwe en sy opstanding is die bewys dat ons kan lewe. En dan gebruik hy 'n mooi beeld daar vanaf vers 36, wat ek nie nou spesifiek gaan lees nie, om te sê, dit is soos 'n saad wat geplant word, en dat die saad ontkiem, en dan nuwe lewe vorm. Dit is tog so as jy byvoorbeeld 'n koringpit plant, is dit nie koring wat jy plant nie. Dit ontkiem en groei, soos 'n mielieplant, 'n mieliepit. Dit is nie 'n plant wat jy neersit nie, dit is 'n put wat as ware wat Paulus dan sê sterf en dan groei. En so sê hy, is ons lewe ook so dat ons sterf en dan groei. En dan gebruik hy eintlik 'n klompie woorde, en jy is welkom as jy by die huis is, bietjie hierdie hele hoofstuk te gaan lees. Ons is bietjie beperk dan ook vir tyd, maar ek wil vir jou hier vanaf vers 42 wil ek vir jou bietjie net so 'n tabel wys wat eintlik die kontras probeer stel en te sê ons is verganklik, maar ons sien uit na 'n onverganklike. Ons het dit is gering, die huidige lewe is gering, maar ons sien in heerlikheid dat dit opgewek gaan word in vers 43. Ons is swak, maar dit word in krag opgewek. Ons natuurlike liggaam gaan verander in 'n geestelike liggaam. Die eerste mens, Adam, 'n lewende wese, die laaste Adam, Christus, se lewendmakende gees. Uit die aarde is ons stoffelik, in 'n stoffelike liggaam, maar uit die hemel 'n hemelse liggaam. So Paulus probeer hier verduidelik vir ons om te sê, ja, ons sterf, maar ons sterf een keer. En dan is ons by God. Ons lewe verander in sy totaliteit.
En dan kom hy by die punt en sê, onthou, die dood is vernietig. Ja, ons gaan sterf, maar die dood het nie meer die finale sê oor ons nie. Kom ons lees dan saam weer vanaf vers 50, jy uit 1 Korintiërs 15. Dan sê hy, wat ek bedoel, broers, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. So Paulus herinner ons en sê, die dood is vernietig. En dat ons by God gaan wees wanneer ons sterf. En dit gee vir ons die hoop, die sekerheid, as ons verklaar, as ek sê, ek glo in die opstanding van die vlees, dat ek in my volheid by God gaan wees. En dan is sy poging hier oor die liggaam te praat, te sê dat ons in 'n verheerlikte liggaam by God gaan wees. Hoe dit gaan lyk, hoe dit presies gaan wees, weet ek nie. Maar dat ons by God gaan wees. En dit is die hoop, geliefdes, waarmee ons kan leef. Daar is navorsing gedoen, sosiologies, oor hoekom die Christendom so gegroei het oor die jare. Rodney Stark het 'n boek geskryf, juis oor die opkoms van die Christendom, en hy kyk dan, kom ons sê, sosiologies wetenskaplik na wat die redes is dat die Christendom gegroei het, en van die goed wat hy uitwys is, omdat die Christene die sekerheid gehad het van die opstanding, het hulle kans gesien vir die moeilikheid van die lewe. Het hulle kans gesien om toe daar epidemies was hulle nie bang om mense te help nie, om ander mense te help nie, want al sou hulle sterf, het hulle geweet, hulle hoop is nie in hierdie aarde nie. Dit beteken nie dat hulle maar net nie omgegee het oor hulle lewe nie, nee, hulle het uit die hoop uit geleef, wat sê, ons weet dat ons op pad is na Christus toe. Die ander punt wat hy ook maak, ten spyte van die vervolging wat die Christene beleef het hulle kans gesien om nog steeds aan te gaan. Mens sou dink, sê hy, dat hulle in opstand sou kom en 'n klomp onluste veroorsaak het, of onrus veroorsaak het oor hulle vervolging, maar tog het die Christene kans gesien om met die vaste hoop wat hulle gehad het hulle kans gesien om die moeilike omstandighede mee voort te gaan. En was hulle bereid ook om alle mense te aanvaar, wat selfs anders was as hulle, want hulle het geweet, dit is wat Christus van hulle vra. Wat beteken dit vandag vir ons? Wanneer ek met hoop lewe, leef ek anders. Wanneer ek weet, dat ek daarna kan uitsien om saam met die Here te wees, en dat die Here my in staat stel om my eie pakkie, dit wat ek beleef, my swaar kry, dat ek daarvoor kan kans sien. Dis inteendeel juis die moeiliker manier om daaroor te praat, om te sê, ons wil partykeer dink, dat kan die Here maar nie net al ons swaar kry wegvat, en dat ons nou al by die Here kan wees nie. Maar dis eerder dat die Here saam met ons hierdie pad stap, saam met ons, by ons is, en dat ons kan weet, omdat Christus ons voorgegaan het, omdat hy opgestaan het, omdat hy lewe,
kan ons uitsien om saam met hom ook te kan lewe. En dit is die vrede wat ons mee kan leef. As ons weet dat daar meer is. En daarom sê Hebreërs 11 vers 1 sê nogal dit. Hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. 'n eenvoudige voorbeeld om dit te verduidelik hoe om met hoop te leef, beskryf iemand. Dis om vir twee mense te sê, werk aan te bied en te sê vir die volgende jaar moet jy hierdie werk doen. Dit is baie moeilike werk, dis baie lang ure en dit gaan vir jou regtig nie lekker wees om hierdie werk te doen nie. Vir die een persoon sê jy, as jy hierdie werk vir 'n jaar kan doen, gee ek vir jou R100,000. Vir die ander persoon sê jy, as jy hierdie werk vir 'n jaar kan doen, gee ek vir jou na 'n jaar R1,000,000. En die vraag is, hoe gaan die twee verskillende mense reageer? Die eerste persoon gaan waarskynlik sê, hierdie werk is almal sleg. Ek kan nie wag dat hierdie jaar verby is nie. Aan die ander kant, die persoon wat die R1,000,000 gaan kry, kan sê, hierdie is sleg, maar ek weet, ek sien uit na 'n beter lewe. Die voorbeeld is beperk. Maar die punt wat dit probeer maak is, as jy weet waarna jy uitsien, bepaal dit hoe jy nou leef. Een van die goed wat ek waarneem, en al baie keer gesê het, is alleen iemand wat die dood al gesien het, kan werklik leef. Mense wat al swaar gekry het in die lewe, leef anders in die lewe. En ons wil baie keer dink dat ons nie moet swaar kry nie. Dat as gelowiges dit net altyd moet lekker wees, altyd maklik moet wees. Maar ons weet dit is nie so nie. Maar wat ek uit 1 Korintiërs 15 uit lees en waarvan ek oortuig is geliefdes is, omdat ons weet dat ons aan Christus behoort, is die dood oorwin. Maar meer as dit dat die dood oorwin is dat hy opgestaan het en dat ons eendag saam met hom gaan opstaan. En dit kan so gou as vandag wees, of dit kan oor iewers in die toekoms wees. Die vraag is ons gereed om hierdie belydenis te kan leef? Is ons bereid om hierdie belydenis te leef as ons sê, ek glo in die opstanding van die vlees? Maak nie saak wat die lewe na my kant toe bring nie, die Here is saam met my. Want as ek dit kan sê, sien ek kans vir swaar kry. Sien ek kans vir dinge wat nie altyd loop soos ek loop nie. Want ek weet ek stap die pad nie alleen nie. Met hierdie oortuiging kan ons dan sê, ek sien uit om saam met die Here te wees. Hoe dit gaan wees saam met die Here, weet ek nie. Maar ek weet ek gaan by die Here wees. En my vraag, waarmee ek graag wil afsluit is, sien jy uit om by die Here te wees? Kan ek dit weer vra? Sien jy uit om by die Here te wees? Hoekom wil jy sterf? In my werk as predikant is dit baie keer vir my hartseer om wanneer ek by 'n begrafnis is, mense te sien wat net daarna uitsien om hulle geliefdes te sien en nie die Here te sien nie. Luister mooi wat ek sê. Die punt van die hemel is nie ons geliefdes te sien nie. Die punt van die hemel is om by die Here te wees. As ons met daardie oortuiging leef, of dit is my oortuiging, jy kan vir my verskil. Maar dit laat my diep nadink, sien ek uit net om my geliefdes te sien, of sien ek uit om by die Here te wees en ook moontlik my geliefdes te sien?
Want geliefdes, ons lewe hang daarvan af van wat ek kies. Want as dit net gaan oor my geliefdes te sien, dan is dit 'n kwessie van ek hoop maar ek maak dit eendag. Dis van die woorde wat mense baie keer gebruik. Ek weet nie of ek regtig glo nie, sal maar sien. Ek weet nie eintlik nie, maar as ek uit hierdie diep oortuiging leef dat ek weet dat die Here, ek uitsien om by die Here te wees, om saam met die Here te wees, dan kan ek met oortuiging sê, ek glo in die opstanding van die vlees, ek glo in die Here wat met my besig is en waarna ek uitsien om saam met die Here te wees en sien 'n kans vir wat ook met my gebeur. As ek hierdie belydenis sê, wat 'n moeilike teks is, wat my lank besig hou die afgelope week, is, wat sê ek? Ek glo in die Here wat in my pad stap. Ek glo in 'n Jesus wat gesterf het vir my, wat opgewek is, wat opgestaan het, en wat daarna verlang dat ek ook by hom sal wees. En dat ek nie anders kan as om uit te sien, om saam met die Here te wees. Mag dit ons elkeen se belydenis wees, mag dit ons elkeen se oortuiging wees, dat ons kan uitsien om saam met die Here te wees. En Paulus sluit hierdie gedeelte af in vers 58 as hy sê, daarom liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Mens leef anders. As jy leef uit die opstanding, as jy leef in oortuiging, dat jy saam met die Here gaan leef en wees, dan is jy standvastig, onwankelbaar en oorvloedig in die werk van die Here. Mag ons as gelowiges mekaar aanmoedig op hierdie pad, om saam met die Here hierdie pad te stap. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, dankie vir die oortuiging dat u opgestaan het en dat u met ons elkeen op pad is en dat ons kan uitsien om eendag by u te wees. Here, ek besef hierdie is 'n moeilike gedagte en is dit iets wat ons nie graag altyd aan dink nie. Maar Here, dankie vir die wete dat ons nie alleen is nie. Dankie vir die wete dat u ons koning is. Dankie dat u die dood oorwin het en dat ons kan uitsien daarna om by u te wees. En Here, mag ons, en wat ons ook al doen, leef met hierdie hoop, hierdie wete, dat u by ons is. Amen. In antwoord ook op die boodskap, kom ons sing hierdie volgende lied saam. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur in my hart voor U. Die al die leeuwe is in al besang, saam met engele wil ek ook nou weer sing. Maar hier moet ek begin.
Dis hy. Ons doen al vir die laaste 11 weke wat ons die geloofsbelijdenis doen ons dit saam met bewegings. Die bewegings help ons kinders spesifiek om te verstaan dit wat ons sê ons glo. En omdat ons so stap vir stap stelselmatig deurgaan, help dit ons ook om 'n bietjie te onthou soos wat ons doen. Wetenskaplik is dit bewys dat as jy iets verkeerd doen of iets verkeerd sê, jou brein doen slegte golwe, dit vat omtrent 400 keer se regte manier van doen voordat jy dit op die ou einde jou brein se paadjies verander. Maar wanneer jy dit deur speel en deur jou lyf doen, dan hoef jy dit net 30 keer te doen. So dit is die idee, ons is nou al by 11, teoreties nog net 18 keer en dan is dit soos 'n natuurlike proses. Ons en ons kinders ken ons geloofsbelijdenis saam. So ek wil vir julle dankie sê dat julle geduld het met ons in hierdie proses en in hierdie tyd. Vandag doen ons nou op die opstanding van die vlees, met ander woorde ons glo nie in nie, maar aan die opstanding van die vlees. En die bewegings vir dit is eenvoudig. Onthou toe ons aanvanklik gesê het dat Jesus in die graf was, het hy gesterf. Nou gaan ons uit die graf uit opstaan. So dis baie eenvoudig. Ons kan dit gou oefen, toets, net so 'n bietjie die arms losmaak en so aan. Armpies oor die kop, want dit is wanneer ons in die graf is, soos wat Jesus was. Julle moet nou 2 arms hê. Ek het net 1. Daar's hy. Ek sien nou almal lyk like soos ek wat nou so 'n bietjie gespot voel. Okay, so 2 arms wat oor ons koppies is. En ons sê die opstanding van die vlees. Ons gaan op. Ons word en al 2 arms, né? Daar's hy. Okay, kom ons staan, ons gaan julle geloofsbelijdenis doen. Ek gaan hom so klein bietjie stadiger doen as normaalweg, dat ons net ook dink oor dit wat ons sê, soos wat ons aangaan. Julle is welkom te staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, julle kan by mekaar inhak. Ons glo in die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle is welkom weer te sit. Dankie dat julle genade met my ook het wanneer ek te mekaar word. Geliefdes, ons is in ons dankie sê maand. Ons is geleentheid dat ons nou gaan hê om ons dankoffers te gee en ek wil graag julle daarop wys. Ons het 600,000 wat ons begroting vir dankie sê maand is. Elke jaar vra ons vir ons geloofsfamilie om deel te neem om ekstra in hierdie maand te gee wat jy nie noodwendig in ander maande gee nie. En die gedagte hier agter is dat ons het meer as enigiemand anders op hierdie aarde rede om vir die Here te kan dankie sê. Ons gee nie omdat die kerk sê ons moet nie, ons gee omdat ons regtig God aanbid en ons oortuig is dat dit van hom afkom in die eerste plek. Ons gee omdat ons weet dat wanneer ons gee kan ons ander weer help. En ons geloofsfamilie help verskriklik baie gesinne. En ek wil vir jou asseblief uitnooi, ons is op 7.1%, dit is 43,000 wat ons sover ingesamel het, van 600,000. Ons is vandag op Dank Sondag, ons het nog 'n paar weke wat oor lê en ek wil vir jou graag uitnooi om met die Here te praat oor, te bid. Nou terwyl ons in gebed is, ons gaan 'n lied sing, en ek wil jou uitnooi om vir die Here te vra, Here, wat sit U op my hart, wat kan ek gee? Nie wat moet ek gee nie, maar wat het ek die voorreg om te kan gee, omdat ek dankbaar is.
As daar enigiemand is wat bereid is om my te help met ons offergawe, as ek asseblief vra, jy kan nou opstaan, vorentoe te beweeg. Jy hoef nie 'n spesiale graad of enigiets te hê nie, jy moet net gewillig wees. Almal wat ons wil help, asseblief staan op. Baie dankie. Dankie Here, dankie dat ons kan ontvang sodat ons ook kan gee. Dankie dat U ons in soveel verskillende maniere seën. Here, met U teenwoordigheid, met U vrede, met voorsiening vir elke dag. Here, mag dat ons vandag uitgaan en dit wat ons ontvang het met ander deel. Mag ons die boodskap wat ons vandag ontvang het van Henk af ook met ander deel, omdat dit juis 'n voorreg is om te kan bely wat ons glo. Dankie Here dat U vir ons 'n God is wat ons nooit in die steek laat nie. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons sing ons laaste lied saam as 'n geloofsfamilie vanoggend. Maak om die seën van die Here te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons elkeen wees en bly, omdat hy opgestaan het vir elkeen van ons. Amen.